go. Ek is Martin Duisel, graad 7 in Universitas Primêre Skool Bloemfontein. Die passasier tik die taxi-drywer op sy skouer. Die drywer skree, verloor beheer oor die kar en mis 'n aankomende bus met 'n haarbreedte. Die passasier vra om verskoning en sê hy het nie geweet dat die klop op die skouer sou hom so laat skrik nie. Die drywer antwoord, alles reg, eintlik is dit my skuld. Jy sien, dit is vandag my eerste dag as 'n taxi-drywer. Vir die afgelope 18 jaar het ek lijkswaans bestuur. Voorsitter, dames en here. Hokkaai, stop die lorry. Sit asseblief jou sitplekgordel aan, want dit gaan dalk voel of jy F1 wedren kyk. Ek wil julle oortuig, ons moet vinniger lewe. Nie roekeloos nie, maar doeltreffend. Ons leef in 'n wêreld waar almal sê, stadiger, minder, fokus net op een ding. My standpunt vandag, ons moet rebelleer en ophou rem. Ek gebruik graag die volgende 3 argumente. Protes teen pitstop, Hamilton en Harmony, tegnologie as jou turbo engine. Protes teen pitstop. My dae is gevul met atletiek, rugby, breakdance, swem, ski en huiswerk. Alles maak my dae propvol. Wat as ek geglo het, ek is te besig om nog iets te probeer, te besig om hierdie jaar op die leerderraad te wees, dan sal ek nooit beleef het hoe lekker dit is om 'n klein chokkie te help om sy veters vas te maak, 'n drukkie te gee vir 'n hartseer maatjie, 'n verskil te maak net eer daar te wees nie. Ek gaan nie ophou net omdat almal sê ek moet stadiger lewe nie. Op Marula Media se webtuiste in die artikel, wees goed vir jouself, skryf sielkundige Melanie Vosloo dat jy jouself moet uitdaag en aanhou soek na dinge wat vir jou werklik lekker is. Ek stem beslis saam. Hierdie is 'n protes teen die idee dat jy te besig is om nog iets te probeer. 'n Protes teen pitstoppe wat ons moet rebelleer en ophou rem. Hamilton en Harmony. Die seentjie ry saam met sy ma en begin in sy neus te grou. Net toe sy terugkyk, trek hy 'n stukkie snallies uit. En nou, wat gaan ek nou doen? Vra sy kwaai. Met groot oë antwoord hy, nee, ek weet nie, ons mag mos nie in die kar eet nie. Iemand wat beslis nie in die kar eet nie, is Lewis Hamilton. Met 2 sissies is dit soms moeilik, maar as ek die afstandbeheer in die hande kry, verander ek dadelik die kanaal na F1 toe. Hy is 'n wêreldkampioen en 'n baie suksesvolle Britse Formule 1 renjaer. Hy is bekend vir sy spoed, vaardigheid en 'n groot invloed van die baan af. Hy sê die regte vraag is nie, doen ek te veel nie. Die regte vraag is, waar mors ek tyd? Dr. Roan van der Merwe beamoen die stelling op Netwerk 24 in die artikel Hou op om jou tyd te mors op 22 Februarie 2024. Navorsing toon dat die verslawing rondom selfone mense se lewens verwoes. Wat as ons daardie tyd gebruik om sisteme in plek te kry? Sisteme wat ons lewens vinniger laat werk. Hamilton leer ons dat ons maar mag rebelleer, want daar is harmonie wanneer ons nie tyd mors nie. Derdens, tegnologie as jou turbo engine. Henny se hond kom by huis aan met die buurman se dier ingevoerde Angora konyn in sy bek. Die konyn is erg besmeer en deeglik dood. Henny wil nie kwaai vriende met die buurman maak nie en maak 'n plan. Hy was die dooie konyn deeglik, plaas hom met sy vrou se haardere reg en gaan sit hom stilletjies in sy hok terug. 'n Rukkie later loer die buurman oor die heining en sê, 'n baie snaakse ding het gebeur. My konyn het gister gevrek en ek het hom begrawe. Vanmôre lê hy so waar silwer skoon terug in sy hok.' Hierdie staaltjie het my laat besef. Moenie net besluit voor jy nie weet nie. Baie mense is bang vir kunsmatige intelligensie of gebruik dit nie eintlik nie. Ek wil rebelleer sodat ons nie die remme hoef te trap nie. Werk slimmer, nie stadiger nie. Gebruik alles tot jou beskikking, selfs tegnologie. Op Solidariteit se webtuiste in die artikel Die menslike gesig van KI. Op 15 Maart 2025 skryf spreker en akademikus
Johan Stein dat ons KI-tegnologie moet leer verstaan en implementeer om ons lewens makliker te maak. KI kan jou help met soveel dinge, tot jou daaglikse lewe, soos inkopies, beplanning en dit kan selfs jou digitale assistent wees. Ek sluit af. Die Leidsman-drywer het eintlik nooit gewoond geraak daaraan om 'n taxi-drywer te wees nie en het elke keer geskrik as sy passasiers met hom praat. Ek en jy kan gelukkig rebelleer en die remme heeltemal los. Leef vinniger, leef voller en onthou, protes teen pitstoppe, daag jouself uit, doen wat jy geniet, luister na Hamilton en leef in harmonie. Gebruik jou tyd meer effektief sodat jy meer tyd het vir lekker dinge en gebruik tegnologie as jou turbo engine. Rebelleer en hou op rem.